dit gaan oor my ma en die laaste tyd net voordat sy gesterf het en dit wat ons geleer het. En toe besef ek skielik dat dit ook baie van pas is vir vandag, aangesien dit Moedersdag is. So ek wil reeds vir julle vra, verskoon maar as ek 'n bietjie emosioneel raak. Dit gaan gebeur, maar ek wil dit graag met julle deel. So, my pa is oorlede op 56. Dit was in 1996. En dit was vir my ma nogal 'n skok gewees, wel, dit was vir ons almal 'n skok gewees. En sy het 'n ruk lank deur 'n baie moeilike tyd gegaan. En ek glo dat dit was die Here se voorbereiding vir haar, om ook later te kan doen wat sy gedoen het. Aan die einde van 2016 het my ma siek geword en sy is toe later gediagnoseer met kanker. En ons het besef dat dit waarskynlik die einde gaan wees. Dit was 'n moeilike tyd. En langs daardie siekbed het ek dinge beleef wat ek nie van tevore beleef het nie. En dit is wat ek graag met julle wil deel. Nou, my ma het in Klerksdorp gewoon. Ons het hier in Pretoria gewoon. My een broer het in Stella gebly. My ander broer was op daardie stadium in Japan. So ons is almal redelik ver weg gewees. En sy het hierdie stryd teen die kanker aangepak en dit het aangegaan. En 'n paar goed wat ek miskien met julle moet deel net om te verstaan, is dat my broer het 'n plek in Parys langs die Vaalrivier en dit is waar ons maar gewoonlik gekuier het. Ons het daar by mekaar gekom oor Desembers, maar ook ander tye deur die jaar sal ons gewoonlik soontoe gegaan het wanneer ons by mekaar wou uitkom, en het ons nie baie tyd in Klerksdorp by haar huis gespandeer nie. Alhoewel ons daarom redelik gekuier het en baie dinge gehoor het. Maar tog is daar 'n deel van haar lewe wat ons gemis het en wat ons besef het toe sy in die hospitaal beland het. Op 'n stadium, terwyl sy daar in die hospitaal was, het ons vir haar gaan kuier. Dit was 'n vakansiedag en ons het deurgegaan Klerksdorp toe. En ons het daar gekuier en die eerste ding wat my begin laat dink het, dat ons iets gemis het van my ma se lewe daar in Klerksdorp, is die susters wat ons na ons toe gekom het, en vir ons gesê het, dat hulle het nog nooit iemand gesien, wat soveel vriende het, wat haar besoek nie. Dit was natuurlik vir ons baie goeie nuus om te weet dat sy nie alleenig daar is terwyl ons almal so ver is nie. Maar terselfdertyd het ek gewonder, hoekom sal dit wees dat so baie mense haar kom besoek, dat dit opmerklik is vir die susters wat tog duisende pasiënte sien. Ons het daar gekuier die dag en ons is terug Pretoria toe. En 'n paar weke later het ons die oproep gekry, daar was baie telefoongesprekke en ons kon ook agterkom dat dit gaan al hoe slegter met haar. En ons het uiteindelik die oproep gekry wat sê dit is tyd dat ons moet kom. En toe ons daar kom het ons gesien dat hulle het haar uitgeskuif na 'n enkelkamer. Dit was eintlik 'n dubbelkamer, maar sy was alleenig in hierdie kamer. En ons het daar gekom en onmiddellik het ons weer hier dieselfde getuienis, as jy wil, gehoor dat sy die persoon is wat hulle het nog nie iemand gesien wat soveel vriende het wat kom kuier, vriende en vriendinne. Toe dit besoektyd is, toe beleef ons dit waarvan die susters gepraat het. Want skielik word daardie kamertjie vol mense. En die kamer is naderhand heeltemal vol en ek stap uit en ek kom in die gang en ek sien hier staan mense in die gang, almal, en dis bekende mense vir my, ek ken hulle, dit is vriende van ons familie en ook ander mense wat ons maar so oor die tyd geleer ken het.
En ek sien dit waarvan hierdie susters gepraat het, en toe begin die stories. Huisvriende van ons, oom ken ek baie goed. Hy sê my, Lawrence, as dit nie vir jou ma was nie, was ek nie vanaand hier nie. Hy sê, 'n tyd gelede toe ek met kanker gediagnoseer, en ek het opgegee. Maar sy het my oortuig om te veg. En toe ek gaan na die dokter toe sit sy saam met my vrou in die spreekkamer. En vandag is ek gesond. Anne Tannie het daar gekom en gesê, Dinsdagmiddag het jou ma saam met my kom eet, want ek is alleen. Ander Tannie was 'n donderdag aande. Vrou kom daar in, sy sê, sy het begin blind word, maar sy moet nog steeds na die dokters toe gaan, en sy het maar haarself gery, en toe my ma dit uitvind, het sy natuurlik vir haar gesê, dit kan nie gebeur nie. Sy sê, dan sy haar gery na hierdie dokters afsprake toe, en daar gewag totdat sy klaar is, en haar dan weer teruggevat huis toe. En so die een na die ander storie gekom, en ek staan daar en ek wonder, hoe het ons dit gemis? Ek ken van die stories, maar ek het iets hiervan gemis. Daar was 'n vroutjie, sy bly in dieselfde blok woonstel as wat my ma gebly het, en sy het 'n eetversteuring, ek dink is die regte woord. As sy angstig raak, dan hou sy op met eet. En sy sê, as sy so angstig raak, dan weet sy maar, daar's 'n klop aan die deur, dan bring my ma vir haar 'n bord eetgoed en kyk dat sy eet. En so het die een storie na die ander, amper elke een wat daar staan. En ek sit daar en ek wonder en ek bid, ek sê, Here, hoe het ons dit gemis? Dat my ma so groot impak gehad het op hierdie omgewing en ons weet dit nie. Ons het die stories gehoor, ons hoor die name, ons ken dit, maar die impak. En dit het my nogal gepla. So die een aand, terwyl ons nog daar is, toe is ek alleenig in die kamer, ek weet nie waar was al die ander nie, maar ek was alleenig daar, en ek het langs my ma se bed gesit, en ek het gebid en gevra, Here, hoe is dit moontlik? Ek het vra, hoe mis ons dit? Is die een vraag, maar die ander vraag is, hoe is dit dat 'n ou dame, met respek, van in die 70, so groot impak het, terwyl daar gemeentes is wat se deure vandag sal sluit en die gemeenskap sal hulle nie mis nie. Hoe het een persoon so 'n impak? Want sien, nie almal wat daar was van haar gemeente nie. Dit was ook daar, maar baie was mense van die gemeenskap. En sy het 'n impak gehad op die mense in die gemeente, maar ook in die gemeenskap. En terwyl ek bid daaroor, toe herinner die Here my aan hierdie gedeelte wat ek vanaand wil lees. Want ek het dit toe opgesoek daar op my foon en ek het dit gelees, en dis in 2 Konings 2 vers 7 tot 14. En hierdie is die verhaal van Elia en Elisa. En daar was ook 50 man van die profete seuns het geloop en op 'n afstand eenkant gestaan terwyl hulle 2 by die Jordaan gestaan het. Die 2 is Elia en Elisa. Toe neem Elia sy mantel en rol dit op en slaan op die water, en dit is na weerskante verdeel, sodat hulle 2 op droë grond deurgegaan het. En nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou weggeneem word. En Elisa antwoord, laat dan tog 'n dubbele deel van u gees op my kom.
En hy sê, jy het 'n harde saak begeer. As jy my sien wanneer ek van jou weggeneem word, laat dit dan so met jou wees, maar so nie, dan sal dit nie wees nie. En terwyl hulle aldeur loop en spreek, kom daar met eens 'n wa van vuur met perde van vuur, wat skeiding tussen hulle twee maak. En Elia het in die storm na die hemel opgevaar. En Elisa het dit gesien en geroep, my vader, waarvan Israel en sy ruiters? En toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp en dit in 2 stukke geskeur. Daarna tel hy die mantel van Elia op, wat van hom afgeval het, en hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan. En hy neem die mantel van Elia, wat van hom afgeval het, en slaan op die water en sê, waar is die Here, die God van Elia, ja hy. En toe hy op die water slaan, is dit na weerskante verdeel, en Elisa het deurgegaan. En dit is die gedeelte waar aan die Here my herinner het, en terwyl ek dit lees, toe besef ek, en ek sien in my gedagtes, dat hier is besig om mantels te val. Dit wat die Here op my ma se hart gelê het om vir ander te doen, is soos mantels wat val. En ek bid en ek vra, Here, ek verstaan dit. Ek verstaan dat hier is 'n leemte wat gevul gaan moet word en ons weet nie wie gaan dit vul nie. Maar wat ek graag sal wil weet is, wat is die geheim? Hoe werk dit dat sy so 'n impak kon gehad het? En dan ook, wie gaan dit vul? Wie gaan daar die mantels optel wanneer hulle val? En dit het in my gemoed omgegaan en die dae het verbygegaan, of 'n dag of 2 het nog aangegaan. En toe kom dit die aand, toe sy haar laaste asem uitblaas. En ons 3, ons almal daar langs die bed gesit, ek en my 2 broers en Belinda en my skoonsussie en ons was daar. En toe dit gebeur, toe besef ek, nou lê die mantels op die grond. Wie gaan dit optel? En die mantels begin name te kry en ek besef, dit is barmhartigheid, dit is omgee, dit is vlyt en ywer, dit is, vir elkeen was dit dalk iets anders, wat met haar te doen gekry het. Op wie sy 'n impak gemaak het, soveel so, dat hulle ook nie kon wegbly in die laaste uur en ure van haar bestaan op aarde nie. Maar nog steeds weet ek nie, wat is die geheim? En wat is die mantels wat nie name het nie? Die volgende dag het ons begin met die begrafnisreëlings, en ons het ook begin om die woonstel op te pak. En ek het daar in my ma se kamer ingegaan. En langs haar bed, op die bedkassie, was haar Bybel. En terwyl ek na die Bybel staan en kyk, toe sien ek daar op die grond lê iets. En toe ek uitfigure wat dit is, toe weet ek wat is die geheim. En hierdie is wat daar langs haar bed was. En as jy nou nie weet wat dit is nie, daai is vir jou knie. En toe besef ek, wat is die geheim? En ek onthou, ek bel haar een oggend, ek sê, ma, Marcus was vanoggend in 'n motorongeluk op pad universiteit toe. Sy sê vir my, is alright. Ek sê, ja, hy is alright, maar die kar is heeltemal afgeskryf. Sy sê, weet jy, net vanoggend toe ek bid, toe vra ek dat die Here hom tog sal bewaar, wanneer hy ry op die pad.
en 'n beklemming kom hier om my hart en ek besef, ons is in die moeilikheid. Want behalwe vir al hierdie mense op wie sy 'n impak gehad het, was daar 'n impak wat ons nie van geweet het nie. Die stryd wat sy gewen het, the battle is already won. Daar op haar knie. En ek sê, Here, wie gaan hierdie mantel optel? Wie gaan nou bid vir my en my vrou en my broers en my seuns en hulle kinders? Want ek bid, maar nie met dieselfde passie as wat sy dit gedoen het. Op die begrafnis het ek 'n huldeblyk gedoen wat ek hier dieselfde gedeel het. En ek het hulle uitgedaag en gevra, wie gaan daai mantels optel? Wie gaan nou saam met mense in grief counseling sit? Want hulle wil nie gaan nie en sy wil seker maak, hulle gaan daardeur, want sy weet wat dit vir haar beteken het. Wie gaan nou in die spreekkamer sit en seker maak? Wie gaan die kos vat? Wie gaan etes reël saam met mense wat eensaam is? Dit moet opgetel word, hierdie mantels. Maar die grootste mantel is, wie gaan bid vir die gemeente en vir die gemeenskap en vir haar familie soos sy dit gedoen het? Sy het nie mantels opgetel nie. Die mantels wat geval het die Here op haar gelê uit haar verhouding met hom. En vanaand wil ek vir jou vra, as jy weet van 'n mantel wat iewers geval het, want ons het almal geloofshelde in ons lewe, wat jy nog nie opgetel het nie, dat die Here vir jou gesê het, dan moet jy gaan en dit gaan doen. Maar my groter vraag vanaand is, watter mantel wil die Here op jou skouers lê vanaand? Daai was nie 'n bediening met 'n naam. Niemand het geweet nie. Maar sy het gedoen wat haar hand vind om te doen. En ek glo sy het gedoen wat die Here vir haar gesê het om te doen, wanneer sy in die oggend op haar knie gestaan het op daai kussentjie. En my enigste vraag vanaand is, watter mantels wil die Here hê moet ons opsit en vorentoe vat? Kom ons bid. Here Jesus, in hierdie aand is my gebed net een, en dit is, Here, dat U vir ons sal wys wat dit is wat U wil hê ons mee moet besig wees. Dat U vir ons sal wys, Here, waar U werk, sodat ons saam met U kan werk, waar U alreeds werk. Ek wil bid, Here, dat die lied wat ons vanoggend ook gesing het, dat dit nooit ooit sal gaan oor ons nie, maar dat dit net sal gaan oor U en U naam. En dat ons dit wat ons doen, Here, altyd maar net sal doen, omdat U ons uit genade gered het, en vir geen ander rede nie. En ek wil kom bid, Here, dat as ons die mantels opsit, wat U vir ons in gedagte het, dat die impak op die gemeenskap ook 'n verandering sal maak in die land waarin ons woon. Want dan kom dit van U af. En dit is my gebed. Amen. Daar is koffie